Goeiedag, ek groet u weer eens hier uit die Weesligkantoor uit. Besondere voorreg met u oor die lig te kan praat. Hierdie week se boodskap gaan oorwin die mure van Jerigo in jou lewe. Nou die skrifgedeelte vandag gaan oor 'n verhaal van Joshua en die Israeliete toe hulle die stad Jerigo moes inneem. Meer as enige ander struikelblok het Jerigo tussen Joshua en die volk van God gestaan en hulle verhinder om die land oor te neem wat God hulle beloof het. As hulle Jerigo kon vat, sou die res verseker volg. Maar dit is ook die waarheid in jou en my lewe. Die Here wil ook vir jou die koninkryk van die hemel 'n werklikheid maak. Maar net soos die Israeliete is daar waarskynlik ook 'n Jerigo wat jy moet oorwin. Die skrifgedeelte, en ek gaan bietjie baie skrif gee in hierdie dag, is Joshua 5 vers 13 en dan gedeeltes uit hoofstuk 6. En terwyl Joshua by Jerigo was, slaan hy sy oë op en kyk. En daar staan 'n man teenoor hom met 'n onblote swaard in sy hand. En Joshua het na hom gegaan en hom gevra: "Behoort u by ons of by ons vyande?" Dan sê vers 14 en hy sê: "Nee, maar ek is die leerowerste van die Here. Ek het nou gekom." Toe val Joshua met sy aangesig op die grond en hy buig hom neer en vra hom: "Wat wil my Here aan my diensknegt sê?" Toe sê die leerowerste van die Here vir Joshua: "Trek jou skoene van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilig." In hoofstuk 6 vers 1, en Joshua het so gedoen, het sy skoene uitgetrek, maar Jerigo het die poorte gesluit en gesluit gebly vanweë die kinders van Israel. Niemand het uit of ingegaan nie. Toe het die Here vir Joshua gesê: "Kyk, ek gee Jerigo met sy konings en hulle dapper helde in jou hand. Julle moet dan om die stad trek. Al die kruismanne trek die stad eenmal om. So moet julle dit 6 dae lank doen. En die 7 priesters moet 7 ramshorings voor die ark dra, maar op die 7de dag moet hulle die stad 7 maal omtrek en die priesters moet op die horings blaas. En as hulle lang geluide op die ramshorings blaas, as hulle die geluid van die horing hoor, moet die hele volk 'n groot kruisgreet aanhef, dan sal die stadsmuur op sy plek inval en die volk moet inklim, elkeen reg voor hom uit. Kom ons kyk so 'n bietjie na 'n agtergrond oor hierdie Bybelse stad Jerigo. Die Jerigo wat vir Joshua en die Israeliete gewag het, was 'n vesting van 'n formidabele versterkte stad. Strategies het die fisies die toegang tot die res van Kanaan beheer. Geestelik was hulle die sentrum van aanbidding van hulle afgode. Fisies was hulle baie van die inwoners van Jerigo reusagtige groot en boonop nog goeie krygers. Die Bybelse Jerigo was voorwaar 'n sterk fort. Menslikerwys was die tydsberekening om die stad in te neem ook nie goed nie. Binne in die stad was daar naamlik 'n sterk standhoudende fontein en boonop was dit net nadat die oes ingebring was. Daar was dus genoeg kos en water in die stad om die belering van minstens langer as 'n jaar gemaklik te kon weerstaan.
En as gevolg van die hoë mure was dit buitelik byna onmoontlik om binne in die stad in te gaan. Dit het van hierdie stad 'n sterk vesting gemaak. Die stad was naamlik beskerm. Ja, dit het 2 stelle mure gehad, 'n binnemuur en 'n buitemuur. Die binnemuur was so gebou bo op klipfondasies wat sigself alreeds omtrent so 4,5 meter hoog was en 1,5 meter diep verhoog was, 'n verdiepingshoog was. Bo op dit was die moddersteen mure gebou wat 2 meter dik en 8 meter hoog was. Ja, die binnemure alleen was dus meer as 4 verdiepings hoog. Onthou, daar was nie hyskrane of tanks in daardie tyd nie. Dan was daar 'n stuk dooie mansland tussen hierdie mure. Indien jy ooit deur die buitemuur sou kon breek, sou die boogskutters jou wat op die binnemuur staan in daardie stuk dooie mansland wel in die hande kon kry. Daarna het hulle die buitemuur gevolg. Nou sê argeoloë dat hierdie buitemuur van die grondvlak af maklik 8 tot 10 verdiepings hoog kon wees, en dit was hierdie muur waaroor die Israeliete moes marseer vir 7 dae lank. Al 2 Jerigo se mure was ook teen 'n steil helling of opdraande gebou, sodat jy die heeltyd opdraande moes veg as jy die stad wou inneem. Eers die een muur en dan het alles weer oor begin vir die binnemuur. Net om na die stad te kyk, sou enige generaal alreeds moedeloos moes maak. Ja, sonder bonatuurlike hulp sou Josua en die Israeliete nie vir Jerigo kon inneem nie. Daarom het ons gelees, die leerowerste van die magte van God, wat Jesus Christus is, het hom kom besoek met 'n opdrag, neem hierdie stad in. Onwillekeurig moet ek dan stil staan en vir jou vra, wat is jou Jerigo? Hoe lyk jou Jerigo? Hierdie Jerigo van die Bybel was 'n fisiese struikelblok wat aan die pad gestaan het van die Israeliete en hulle weer weggehou het en weerhou het van die beloofde land. Wat is die ekwivalent van Jerigo in jou lewe vandag? Wat hou jou weg van die beloofde land en God se beloftes? Ja, ons almal het iets. Het ons nie? Struikelblokke wat in die pad staan, sodat ons nie in oorwinning kan lewe nie. Hierdie struikelblokke kan in verband hou met jou werk, jou finansies, jou bediening, jou huwelik, jou kinders, jou gesin, jou fisiese gesondheid, jou verhoudinge op 'n stadium in jou lewe. Ons het almal iets wat ons weghou van deurbraak. Maar ek het egter goeie nuus vir jou in hierdie dag. Dieselfde God wat Israel gehelp het om hulle Jerigo te oorwin, sal jou help om jou Jerigo te wen. Kom ons breek hierdie so 'n bietjie oop. Ek glo dit beslis. Kom ons begin by die begin. God het bonatuurlik ingegryp vir die Israeliete en hulle gehelp om Jerigo in te neem. Hy was en is ook gewillig om dit vir jou te doen. Kyk wat hy beloof het in sy woord in 2 Korintiërs 10 vers 4 en 5. Hy sê, want ons wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar dis kragtig deur God om vestings neer te werp, die Jerigos. Terwyl ons elke plan van Satan en elke skans wat opgewerk word teen die kennis van God, met elke gedagte gevange neem,
tot gehoorsaamheid aan Jesus Christus. Die skrif sê dat ons reeds dus toegerus is om ons vestings neer te werp. Ons Jerigo is egter nie vleeslik nie, daarom is ons wapens ook nie vleeslik nie. Ons moet daarom die regte wapens en die regte strategie gebruik. Die Jerigo in jou lewe is 'n vesting wat al kom van jou kinderjare af, wat jy koester, 'n veilige plek waarna toe jy kan hardloop. Dit is daardie sterk, net soos 'n fisiese Jerigo ook Jerusalem was, ook in jou lewe, wat mense aan jou gedoen het, wat mense oor jou gespreek het, waarvan jy nog nie hulle vergewe het en nog nie vir hulle gevra het nie, en jy maak dit maklik vir jouself, jy hardloop daarna toe, en dan voel jy die beskerming daar nodig. God gee vir ons die kragtigste wapen om by ons te staan in die stryd. Maar voordat ons enigins na die wapens kan kyk om Jerigo te oorwin, het ons nodig om iets anders te doen. Ons het nodig om te begin by die begin. Die begin is, waar is jou fokus? Daar waar jou fokus is, daar sal jou oorwinning wees. Wat het Joshua gedoen? Die eerste ding wat Joshua gedoen het, was om op te kyk. Ja, die psalme sê, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here. Joshua het voor die hoë muur van Jerigo gestaan, toe hy opkyk. Vers 13 sê, hoofstuk 5, en terwyl Joshua op Jerigo was, slaan hy sy oë op en kyk, daar staan 'n man teenoor hom, met 'n ontblote swaard in sy hand, en Joshua het na hom gegaan en hom gevra, behoort u by my of teen ons vyande? Joshua het opgekyk, sy fokus het geskuif, daar is nie meer probleme nie, dit is waarop sy fokus is, daar sou hy oorwin. Kyk waar hy was toe hy dit gedoen het, hy was by Jerigo, sy probleem was nie deur in die verte nie, maar reg voor hom. Jerigo het hom in die gesig gestaar. Nogtans het hy opgekyk, ons moet dit nie mis nie. Jou Jerigo is ook so. Jy kan nie daarvan wegkom nie. Jy kan nie help om daaraan te dink dag en nag nie. Jou gedagtes is gedurig deurgevul met dit. Dit vreet jou aandag op. Dit vat jou visie weg van wie en waar jou hulp vandaan kom. Uiteindelik sal ons ook oral waar ons gaan, waar ons aandag gee. Ja, die manier hoe ons dink, verteer ons, omdat ons vashou aan die verlede. Hoe meer jy aan die probleem dink en daarop fokus, hoe groter word dit. Hoe meer oorweldigend word dit. Hoe meer beweeg dit vir jou. En hoe moeiliker raak dit vir jou om te dink aan enigiets anderste. Maar let op wat Joshua gedoen het. Hy het opgekyk en gesien. Is jou geestelike oë toe. Dit beteken dat sy oë weggedraai het. Dit het geskuif na die een wie vir hom die wonder kan doen. Ek wonder wat jy so gedoen het as jy daar was. Is jou aandag so vas op jou Jerigo, op al jou probleme, dat jy nie anders te kan kyk nie. Die tweede ding wat Joshua gedoen het, hy het neergeval en God geaanbid. Vers 14 en 15 van hoofstuk 5. Nee, maar ek is die leerhoofste van die Here, het die Here vir hom gesê. Ek het nou gekom. Toe Joshua op sy aangesig val en hom neerbuig, vra hy, wat wil my Heer aan u diensknegt sê?
Toe sê die leerowerste vir hom, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilige grond. Ja, Joshua het opgekyk, maar hy moes ook neerbuig. Ja, ons, ek en u, moet leer dat ons soos Joshua voor die Here sal staan en vir hom sal vra. Nie net te kyk nie, maar te hoor. Joshua, jy is op heilige grond, want my gees is in jou. Ek is die bevelvoerder van die leerskare van die Here. Ek het gekom om vir jou die veg te wen. Dan dink ek so fisies vinnig aan die kruis. Hoe die Seun van God, hierdie selfde een wat vir Joshua kom ontmoet het, aan die kruishout van Golgotha uitroep, Vader, vergewe hulle. Vader, help hierdie mense, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ja, sy stem bulder nog steeds oor jou lewe. Ek het die oorwinning vir jou behaal. Staan op hierdie heilige grond. Trek dit wat jou weerhou. Tussen my en jou staan, daar die voete wat op die verkeerde pad loop. Trek die skoene van jou voete af. Jy moet by daardie plek kom en vir die Here sou vra, Here, ek wil u stem hoor. Praat met my, Here. Wie is daar in my lewe, Here, wat my verhinder, wat my nog vashou, Here, in hierdie stronghold? Ek wil u agenda vir my lewe hê, Here. Help my. U is die opperbevelheerder. Ek erken dit. Sonder u, Here, kan ek niks doen nie. Wat moet ek en jy doen? Ja, ons moet op ons aangesig val. Ons moet oorgee. Ons moet hands up. Jesus het in die tuin van Getsemane gebid. Nie my wil nie, Here, maar u wil geskied. Sy vraag het nog nooit verander nie. Ek is hier om jou help. Wat kan ek vir jou doen? Ja, Christus wil ons help. Van sy knieë af kon hy sy hande ophef en saam met die volk die kruiskreet uitroep. Ja, wanneer ons in aanbidding voor sy aangesig kom, kan ons nie anders te beweeg van ons fokus van die probleem na die een wat ons oplossing is nie. Help my, Here. Die mure in my lewe is hoog. Ek wil uit hierdie donker gat uitkom, is my geroep in hierdie dag namens jou. Vader van ons Here Jesus, dankie. Dankie vir 'n les uit Jerigo. Dankie, Here, dat ons in u teenwoordigheid kan inkom en nou vanmôre elke las wat ons het by die kruis kom neerlê. Here, hier wil ons u vra. Ons kyk op na dit wat u vir ons gedoen het. U het ons meer as oorwinnaars gemaak. U gee vir ons die krag, die wapens, Here, sodat ons deur ons gedagtegang ons fokus na u toe kan skuif. Ons vra dit in Jesus naam. Amen en amen. Ek groet u tot 'n volgende keer. Shalom.